Gebed van belydenis. Goeiemôre, liewe medegelowige. Ek is Michael Richards van die AGS Vryheid Nuwe Lewe Gemeente. En vanoggend is ons by dag 8 en ek gesels vanoggend met jou verder oor die stasie van belydenis by die brandofferaltaar. Nou gister het ek 'n bietjie met jou gesels oor wat belydenis nie is nie. Vanoggend gaan ons 'n bietjie verder oor hierdie onderwerp. Nou ek nooi jou om saam met my te blaai in die Bybel na 1 Johannes hoofstuk 1 vers 9 waar die woord van die Here die volgende sê: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Nou by die stasie van belydenis of dan die brandofferaltaar kom ek by die Here en ek erken teenoor die Here dat ek vandag sy wette oortree het. Met ander woorde, ek stem saam met hom dat wat hy sê oor hierdie dinge, wat ek bedink het, wat ek gedoen het, dat dit verkeerd is. Onthou die Griekse woordjie homologia beteken to say the same thing as another and to agree with. Met ander woorde, my gebede sal iets klink soos die volgende: Vader, ek bely dat hierdie goed wat ek toegelaat het in my lewe, Here, ek bely dat ek die doel gemis het. Die plan wat U vir my lewe het, Here, sluit nie hierdie gedrag en leefstyl in nie. Here, ek bely dat sonde erosie binne my veroorsaak, na gees, siel en liggaam. Here, en ek bely ook dat dit die werking van die Gees in my lewe blus. Ja, belydenis sluit in dat ek saamstem met die feit dat my sonde besig is om my vrymoedigheid teenoor die Here en ook my medemens te steel, en dat dit die rede is waarom ek nie meer wil bid nie, myself ook onttrek van die samekomste van die gelowiges. Here, ek bely dat ek U bedroef deur my liefdelose en onregverdige optrede teenoor ander, en ek bely, Here, dat dit skade doen aan my getuienis en so aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Here, ek bely dat hierdie verslawing besig is om my gesin te verwoes en 'n wig in te bring tussen my en my kinders en tussen my en my vrou se verhouding. Ja, kind van God, dit is wat belydenis beteken. Belydenis beteken ek erken dit en ek bely dit en ek vat verantwoordelikheid vir hierdie sonde in my lewe en ek bedek dit nie. Ek konfronteer hierdie swakheid in my siel, hierdie dinge wat deel van my karakter oor tyd heen geword het, en ek is spesifiek daaroor. Ja, vriend, 'n eerlike belydenis is 'n spesifieke belydenis. Soms is dit ook nodig dat ons nie net teenoor God moet bely nie, maar ook teenoor mekaar, want Jakobus 5 vers 16 sê: Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou wat gebeur dan? Wat gebeur wanneer ek bely? Wel, dit wat in die donker was, word aan die lig gebring. Ek laat toe dat die Here nou sy lig op hierdie dinge in my lewe werp, lig skyn daarop, en ek maak myself oop vir korreksie. Ja, die korreksie wat kom deur die woord en deur die Heilige Gees. En so breek God die houvas wat hierdie goed op my lewe en op my menswees gehad het. Die vyand wil graag hê dat ons sonde geheim moet hou, want wanneer ons sonde bedek, dan gebruik die vyand juist daardie sonde om jou geestelik en emosioneel te manipuleer. Hy manipuleer ons onder andere met vrees, woede, jaloesie, en jy gee as ware vir hom die toestemming om jou lewe te beheer. Maar wanneer ons gereeld by die offeraltaar gaan staan, help die Here ons om vry te bly. Ja, deur belydenis beskerm ons onsself teen selfregverdiging en misleiding. In Spreuke 4:23 sê die woord: Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ons bewaak ons hart, want Jeremia 17 vers 9 sê: Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wat is die doel van belydenis van die gelowige dan? Wel, teen die voorafgaande sal ek glo jy met my saamstem dat belydenis bevry ons van die houvas van sonde. Jy weet, daar kan geen oorwinning en verlossing wees sonder eerlike, openhartige en deursigtige belydenis nie. Belydenis bring bevryding en genesing. Ek dink 'n gepaste beeld wat hierdie waarheid beskryf is dalk wat ons vind in Johannes 11:39, waar Lazarus in die graf is en daar in die donker agter die steen het die dood al geruik, en hierdie beeld dui eintlik op die effek van sonde en die stank wat ons in ons dra wanneer ons dit bedek en nie bely nie. Solank ons dit bedek,
dra ons die stank van sonde met ons saam. Dit bring verrotting in ons gees en ons gemoed en ons leef eintlik met 'n konstante bewustheid daarvan en ons siel kwes ons en die wond bly toe en dit sweer. Maar wanneer ons bely, word die steen voor die graf weggerol. Ons kan vry uitstap en ons weet dat die reuk van die dood kan vervang word met die soet geur van lewe. Vriend, kan ek jou vra dat jy oë saam met my sluit en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie dat jy dit vir ons moontlik gemaak het, dat jy 'n nuwe en 'n lewende weg berei het deur die eie liggaam, deur die eie bloed teen, Here, dat ons by hierdie offeraltaar daagliks kan kom staan, dat ons sondes kan bely. Here, dankie vir die woord wat sê dat as ons sondes bely, U is getrou en regverdig, ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Here, my gebed vir elkeen wat luister na die opname is, Here, dat U ons sal help om deur die krag van sondebelydenis, Here, ontslae te raak van elke houvas wat die vyand op ons lewens het. Here, dat vestings sal tuimel, na mate ons onsself onderwerp aan die waarheid van die woord. En Here, dat ons sal oopmaak, Here, vir U in geen area of deel van ons lewens, Here, meer in die graf sal wees en in die donker sal hou nie, maar dat ons sal toelaat dat U lig en die Heilige Gees daarop skyn en daarin beweeg ons vry te maak en ons vry te hou met die vryheid waarmee Christus ons vrygekoop het. Here, ons dank U daarvoor, ons loof U, ons eer U en ons aanbid U. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus, ons Here. Amen.